Kom ons luister na hierdie skattige oulike humoristiese verhaaltjie van Rikus van 'n Westhuis en hy sweer dis die waarheid, maar die ou wat dit aan hom oorvertel het so 'n paar sopies ingehaat. So hy weet nou nie eintlik of dit waarheid is en of dit nou so 'n halwe waarheid is nie. Hierdie storie is derdehands aan my vertel in 'n kroeg destyds. En die verteller het dubbels gedrink, baie van hulle. So hoe waar dit is, kan ek nou nie raai nie. Die Marx familie het 'n wildsplaas gehad bo naby Messina iewers, 'n plaas wat hulle naby die bors gehou het. As daar geskiet word, was dit naby 'n familie en vriende. So sit die ou tannie, die oom toe nou onder geweldige druk. Almal om hulle was skatryk. Oorseese mense skiet en betaal met dik rolle dollars. En hier sit hulle in krepeer. Hy moet darm nou wragtige plan begin maak. En met die hulp van sy twee seuns Ben en Martin maak hulle die koelkamer groter. En met groot moeite en aardse bestanddele word 'n paar gehuggies gebou om nou die beursie-draers te huisves. Die volgende jagseisoen sal dit moet dik melk reën. En toe die tyd aanbreek, word die twee seuns dorp toe gestuur om nou die nodige luuksede te koop vir die besoekers. Beide van hulle was groot kerels, anderkant 6 voet, met lywe gebrei deur die harde werk. Die tannie reken, hulle moet nou goed gaan koop soos groente en vrugte en heuning, melk, kitsontbyte en ander eksotiese goed soos suiker en tomatiesous. Die plaasbakkie sou nie die volume gehad het om die tannie se lysie kruideniersware te sluk nie. Met groot moeite word die ou Ford D-reeks lorry brand gemaak. En in 'n bol blou rook is die seuns Fort Messina toe. Alles het seepglad verloop dorp toe. Kyk, as 'n ding geen krag het nie, is dit moeilik om agter te kom as daar 'n probleem is. Maar so was dit toe. Op die verspoelde sinkplaat grondpad 15 km van die huis af op pad terug, gee die Ford 'n lankmoedige sug en ruk in rad morsdood. Hulle verdink die dieselfilter. Die 3006 word onder die paneelbord ingedruk, dat hy nou nie deur die windskerm bliksem as hulle die kajuit oorgooi nie. Die gereedskapkis word onder kruideniersware uitgewriemel en Martin begin vroetel. Ben moet net die nodige spanners aangee. 'n wyle later dwing daai Ford Martin stofpad toe. Nou karring hy aan iets deur onder en Ben leun in raadgewende hoedanigheid oor die voorwiel. Ben reken hy het eers iets vleiserig geruik en toe die hitte van 'n asem hier waar sy hemp effe opgetrek het met die bikkery. Nou, jare op 'n wildsplaas kweek 'n taamlike instink. Hy vertel toe hy so versigtig uit die hoek van sy oog terugkyk, toe staan daai leeumannetjie 2 meter van hom af en kyk stip na die verrigtinge. Ben reken die sleutel was om nou geen vinnige beweging te maak nie. Hy het sy kop stadig teruggedraai en kalm vir Martin vertel dat hulle darm nou 'n see van kak het. "Lyk hy honger?" vra Martin. "Man, ek sien vlot en leeu nie," antwoord Ben. "Lekkie wetter oor sy lippe?" vra Martin. "Nee," antwoord Ben. "Dan is daar nog tyd. Kom. Dis die konsensus, daar's nog tyd." Nou daar was geen enkele vleiserigheid op die tante se lysie nie. Ben vroetel hier onder die seiltjie en die eerste ding wat hy raakvat is 'n sakkie lemoene. Hy beur die sak oop en haal een uit, laat val dit versigtig en rol dit oor na Leeu se kind toe met sy voet. Hy vertel later dat hy sommer aan daai leeu se gesigsuitdrukking kon sien dat hy nie toegeeflik is tot sitrus nie. So rol die lemoen nutteloos die lang gras in en toe lek daai maanaar oor sy lippe. En dan begin die stophorlosie outomaties. "Dis 'n fucking kat," redeneer Martin hier van onderaf. "Wat wil jy hê moet ek doen? Sy oor gaan krap en kyk of hy met 'n touwtjie wil speel?" sis Ben deur sy tande. "Moenie stupid wees nie, man, gee op vir hom melk. Katte like melk." Ben vroetel weer en hy vat gelukkig 'n kas lang lewe melk raak. Hy wrimmel 'n karton uit. Hy het geen idee hoe om dit vir die leeu te gee nie.
Sy oog val op die guggelblou Jador toolbox wat tussen hom en die roofdier staan. Hy buig stadig en skep in die deksel al die sockets uit 'n vakkie uit. Vee effe die ergste olierigheid weg met sy hand. Hy het geen idee hoe skoon 'n leeu sy melk wil hê nie, maar hy redeneer vir oorlewingsonthaalwe wil hy darm die porsie so aantreklik moontlik maak. Hy skink en tree stadig terug. Hy reken daai leeu, gee 'n tree nader en ryk eers versigtig en wragtig. Gee 3 lekke en die vakkie is leeg. Lang storie kort, terwyl Martin siekies werf skaf, verorber daai leeu 12 liter melk. Ben vertel, toe hy die laaste bietjie melk uitgooi, kon hy sweer daai leeu purr. Die ou het erg stywe bene draai daar teen die kant van die pad loop maak, 'n laktose poep gegee wat die voëls dood uit die bome laat val het en toe rustig gesit en sy gevreet met 'n nat gelekte poot gewas. Ben sê toe werk hulle laat dit bars. Hy was die filter uitgee vir Martin aan met die gevolg dat hulle nou nie heeltyd die leeu kon dop hou nie. Die volgende oomblik, toe's daai leeu erg oorlams. Hy kom skuur hier teen Ben se bene, lek Martin op 'n kol deur die gesig en maak regtige oorlas van homself, erg vriendelik. Ben vertel hy sit later in die stofpad met daai leeu se kop op sy skoot in 'n lyf wat so lank uitgestrek pad af lê. Toe die ou fort staart, toe het die leeu al 'n naam. Hulle is mettertyd fort. Die leeu het 'n eind saam met die lorry gehardloop, maar toe dwing daai klomp skommelende melk vir hom bos toilet toe. Die Marx broers reken, daar was jare later nog roemers van 'n leeumannetjie wat boere in die omgewing se koeie plat trek, maar hulle nie byt nie. Hy syp net die eiers leeg, help die koei regop en dan wiel hy. En wat was daai leeu se naam? Vra ek sleeptong. Clover, reken hy my. Maak sin, en ons klingel ys en drink in stilte verder.